Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Nou net waar ek ry, sien ek karre met karavane verby my kom en karre met sleepwaandjies en bakkies met fietsse agterop en karre is gelaai en karre is gepak en almal is op pad op vakansie. Nou vakansie gebeur nie net nie. Dis iets wat nogal voorbereiding vat. Jy moet plek bespreek en 'n roete moet uitgewerk word en dan moet mens begin pak en dan moet padkos wees en vakansie is nogal baie werk. Al die dinge moet reg wees. Niks kan vergeet word nie. Waarmee is ek vanmôre besig? Terwyl ek so dink aan vakansie, die voorbereidings en alles wat gedoen moet word en hoe belangrik dit is en hoeveel moeite jy doen om daar waar jy gaan vakansie hou, om dit te bestudeer en die weer dop te hou en alles te doen wat nodig is. Dink ek, ek en jy het dalk nou vakansie, maar ons het ook 'n eindbestemming. Iets waarvoor ons moet gereed maak, iets waarvoor ons gereed moet wees en iets wat ons moet bestudeer sodat ons, wanneer ons daar kom, weet hoe dit gaan werk. Jy sien, wanneer jy vanoggend jou oë oopmaak, word ek en jy herinner dat hierdie ou lewe is nie ons finale tuiste nie. Ons reis is eintlik maar net tydelik en ons eindbestemming is die hemel. Ons het tog self gehoor dat Jesus beloof het dat daar gaan 'n tyd kom wanneer ek en jy ons eindbestemming gaan bereik. Johannes 14 vers 2 sê dat daar is baie wonings in my Vader. En vers 3 sê ek gaan om vir julle plek gereed te maak sodat julle ook kan wees waar ek is. Wanneer jou lewe se laste en sy druk te swaar raak, dan gaan ons op vakansie. Ons moet weer terugkom. Maar ek het vanmôre vir jou goeie nuus. Dat wanneer hierdie ou lewe se laste baie swaar word, kan ek en jy onthou dat hierdie is net tydelik. Ons het 'n finale adres. Ons huis is daar by ons Vader. En as kind van God, hoef jy nie te wonder of jy daar gaan welkom wees nie. Jou naam is alreeds daar opgeteken. Hoor gou wat sê Lukas 10 vanaf vers 20. Hy sê verbly julle eerder dat julle name in die hemel opgeteken is. Net soos wat ek en jy plek moet bespreek vir ons vakansie, moet ons as ware ook 'n ou plekkie bespreek sodat ons kan hemel toe gaan. Ons moet Jesus aanneem en glo dat hy die verlosser en die saligmaker is en tot wedergeboorte kom. Weet jy wat staan in Openbaring 21 vers 4? Hy sê hy sal die trane van julle oë afdroog en daar sal geen dood meer wees nie. Ook geen droefheid gaan daar wees nie en ook geen pyn nie. Die ou lewe het nogal 'n manier om ons hartseer te maak en vir ons spanning en stres te gee. En dan wil ons op vakansie gaan daar waar dit lekker is. Die hemel gaan ook 'n lekker plek wees. Daar gaan nie pyn wees of droefheid nie en hartseer nie. Dit gaan heerlik wees want Jesus is daar. Verseker moet ek en jy gereed maak vir 'n vakansie op aarde. Maar vanmôre, terwyl ons in daardie atmosfeer is, wil ek by jou hoor, is jy gereed? Sodat ek en jy ook hemel toe kan gaan. Here, baie dankie dat ek weet dat ons is mens en ons moet rus. Maar dankie dat ek ook weet dat ons is gees en siel en dat ons gereed moet maak vir ons ewige tuiste. Help ons vandag om daarvoor ook voor te berei. Amen.